Psalm 33 vers 1. Geliefdes, ons gaan vanmôre saam lees uit Johannes 15 uit in ons prediking en ons gedeelte. Die tema vanmôre is bly in Christus. Bly in Christus, 'n baie belangrike beginsel en ons hoop om nou ook in hierdie beginsel vanmôre te kan raak sien hoe belangrik dit vir ons is as kerk van die Here Jesus Christus. Ons is min vanmôre, maar ons kan hartlik nog steeds saam sing. Kom ons blaai na Psalm 100. Dan sluit ons voorsang afstaande deur te sing vers 1, vers 2 en vers 3 van Psalm 100. Dan maak ons ook oop by Psalm 107. As lofpsalm sing ons Psalm 107 vers 1 en vers 18. Vers 1 en vers 18 van Psalm 107. Timoteus 1 vers 17 aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. God
Geliefdes, ons gaan dan vanmôre luister na die wet van die Here, soos wat ons dit dan vind in Deuteronomium hoofstuk 5. Deuteronomium hoofstuk 5, ons gaan daar saam lees van vers 6 tot vers 21. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons blaai dan na Gesang 69, wanneer die Here ook vir ons so aanspreek deur sy wet, neem ons ook ons toevlug na ons Here Jesus Christus. Kom ons sing dan daar vers 1 en vers 3 van Gesang 69 as ons skuldbelydenis en ons vir wat die Here ook vir ons kom doen in Jesus Christus, die vergifnis van ons sondes. Vers 1 en vers 3 van Gesang 69. Geliefdes, na die genadeverkondiging sing ons saam Gesang 41. Jy kan solank net daar oophou. As ons dank vir dit wat die Here vir ons kom doen het, sing ons vers 1 en vers 2 van Gesang 41. Die blystaande vir die geloofsbelydenis net daarna. 1 Johannes 4 vers 9 tot 10 sê: Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus,
verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Jesus Christus se soenverdienste bly lewe. Kom ons dank die Here dan ook vir sy genade deur saam te sing vers 1 en 2 van Gesang 41. Dan nou ons geloofsbelijdenis, saam met die kerk van alle eeue, doen ons die apostoliese geloofsbelijdenis of die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, as voorbereiding op die woordverkondiging, sing ons dan saam Gesang 94, vers 1. Geliefdes, ons woordverkondiging is vanmôre uit Johannes hoofstuk 15. Ons gaan daar lees vers 1 tot vers 17. Johannes hoofstuk 15, vers 1 tot vers 17. Dis die laaste onderwysing aan sy disippels, en hier pleit die Here vir 'n innige vereniging van hom en sy disippels. 'n vereniging, 'n innige vereniging. Bly in my is dan ook ons tema vanmôre. Bly in Christus. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Almagtige drie-enige God, U wat U self so aan ons openbaar, een enkele wese, drie persone,
God uit God, lig uit lig. U kom na ons toe, Here, bloot op grond van u groot genade aan ons. Here, u los nie die hande werk wat u begin het nie. U voltooi dit. Dit maak nie saak wat die prys is nie. En so openbaar u ten diepste aan ons dit wat u graag vir ons ook wil leer vanmôre. Die diep liefde, die omgee, die waaragtige liefde, wat geen prys sal ontgeld nie. Hemelse Vader, as u so teenoor ons liefdevol is, en dit vir ons op so wyse kom bewys deur u seun wat so gebreek word vir ons, en dat u ook vir ons deur die Heilige Gees so kom begiftig, Here, dat u vir ons leer aangaande hierdie liefde. Laat ons dit inderdaad leer. Laat ons dit inderdaad lewe. Laat ons dit bely in ons geloof en lewe as getuienis teenoor mekaar. Soos wat u ook vra in hierdie gedeelte. Ons moet in u bly. Dit is 'n elke dag ding. Maar ons, Here, moet dit verstaan. Ons moet weet wat dit beteken. En daarom vra ons vir u, Here, terwyl ons met hierdie woord van u oop is vanmôre, vra ons ook dat ons harte en ons verstande so oop sal wees vir die ontvanklikheid van u waarheid. Maar meer as dit, Here, dat u deur die Heilige Gees vir ons dit ook sal gee om dit te leef. Want hieraan sal ons weet dat ons in u bly. Geef vir ons hierin wysheid en insig vanmôre. Leer u ons en stuur u ons. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. Johannes 15 vanaf vers 1 tot vers 17. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.
julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Geliefdes, ons teksgedeelte is vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die vraag vanmôre is, wat beteken dit om te bly in Christus? En ons stel op in hierdie gedeelte hoe groot klem Johannes daarop plaas, wanneer hy so oor en oor die woorde herhaal, bly in my, bly in Christus. En ook word genoem, dat om nie in Christus te bly nie, 'n ewige verlorenheid beteken, impliseer. In vers 6 kom met die teenpool. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Net om nog klem te plaas op hoe belangrik dit is om te bly in Christus. Ons moet uit hierdie gedeelte as kerk van die Here Jesus verstaan wat dit beteken. Bly in my. Hoe werk dit? Wat is die gevolge daarvan? Wat is die gevolge van om te bly in hom? Nou geliefdes, hierdie gedeelte in hoofstuk 15 het eintlik 'n aanvang uit die vorige hoofstuk uit in hoofstuk 14, waar die Here Jesus leer aan sy disippels, as hy sê in hoofstuk 14 vers 20, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Die uitdrukking julle in my en ek in julle gaan die Here Jesus nou verduidelik in hoofstuk 15. Daarom die tema vanmôre, bly in Christus. En mag elkeen van ons ook vanmôre iets verstaan van hoe konkreet belangrik dit vir ons is om dit te verstaan en te bly in Christus. En ons kan hierdie gedeelte dan benader met 3 vrae. Hoekom is dit so belangrik om in Christus te bly? Wat is die belang daarvan? In die tweede plek, wat bedoel bly in Christus? Wat is die bedoeling agter dit? En dan moet ons vra, wat is die bewys in my lewe dat ek in Christus bly? Hoe wys dit? Die eerste vraag is, hoekom is dit so uiters belangrik om in Christus te bly? Geliefdes, op hierdie vraag staan of val die Christelike geloof in die hele wêreld, ook in jou hart. Vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, ons let op vers 1 en vers 5, begin met 'n vreeslike belangrike uitdrukking. Ek is. Die woord ek is vreeslik belangrik. Ons gedeelte begin met 'n belydenis, 'n soort van 'n belydenisskrif, 'n geloofswaarheid, die diepte van die evangelie van Jesus Christus by die ek is. Dis 'n waarheidsverklaring. Die woorde ek is in die Grieks is emiago. Maar in die Hebreëus is dit Jahwe. Die woorde ek is die woord Jahwe in Hebreëus. En die Here Jesus verwys hier na homself as die groot ek is wat ek is. Soos God hom daar in Eksodus 3 vers 14 aan Moses bekend gestel het. In die evangelie volgens Johannes lees ons veel van hierdie woorde ek is
hierdie waarheidsverklaring van die Here Jesus Christus. En Johannes vat dit saam. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is van bo en julle is uit hierdie wêreld. In Johannes 8 vers 23. Ek is die dier van die skape. Ek is die goeie herder van Psalm 23. Ek is die seun van God wat beloof is as die Messias deur die eeue heen. Ek is die opstanding en die lewe. Die lewe is in Christus, nie daar buite nie. Die opstanding is in hom en in geen ander godsdienst nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis waarheidsverklaring en die vervulling van die woorde ek is. Om in Christus te bly is daarom van goddelike betekenis, van ewigheidsbetekenis, 'n verbintenis tussen ons en hom, wat ons net in Christus kan vind. Jesus Christus is nie alleen maar net 'n mens wat op die aarde geloop het nie. Hy is die middelaar tussen ons en God. Die ek is daar in hom verklaar. Die weg na God die Vader. Die Here Jesus is gelyk aan die Vader en aan die goddelike drie-eenheid. En God wil hê dat daar net een manier om tot hom te kom, en dit is deur sy seun, Jesus Christus. Johannes 5 vers 18 is dit presies hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God gelyk gestel het. Tot vandag toe is die grootste vyhandigheid teenoor die Christelike geloof die beginsel dat Christus binne die ek is. Ons kan nie God die Vader eer sonder dat ons in sy seun is nie, sonder dat ons in hom bly nie. En daarom die uiterste belang van om in Jesus te bly. En daarom die logiese vraag, wat bedoel dit om in Jesus te bly? Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, saam met vers 5 moet ons oplet na wat staan in vers 1. Ek is die ware wynstok. Vers 1 stel nie net, ek is die wynstok soos vers 5 nie. Vers 1 maak 'n baie belangrike klem. Ek is die ware wynstok. Waarom plaas die Here Jesus hier klem op? Hy is die ware wynstok. In die Ou Testament was Israel ook genoem die wynstok van God, die wingerdstok van God. Maar Israel as die wynstok het nie die vrugte opgelewer. In Jeremia 2 vers 21 kom dit ook so reguit na Israel toe. Nogtans het ek jou geplant as 'n edele wingerdstok, as heeltemal egte saad, sê die Here. Maar hoe is jy vir my verander in wilde lote van 'n vreemde wingerdstok? In teenstelling met die Israel van die Ou Testament as 'n edele wingerdstok, is die werklike edele wingerdstok die ware wingerdstok, Jesus Christus. Daarom die betekenis van die woorde in vers 1. Ek is die ware wingerdstok. Israel het geword wilde lote van 'n vreemde wingerdstok. Maar Christus is die ware wingerdstok. Nou geliefdes, neem dit vir 'n oomblik in. Wat die Here Jesus hier kom doen is baie radikaal vir die volk Israel. Die Here Jesus beledig nie die Ou Testament Israel hier nie. U moet dit ook nie so vat nie.
Hier kom die volle openbaring. Want uit Israel uit het daar vervulling gekom in die feit dat die Here Jesus gebore is uit Israel uit. Maar Israel was nie die einddoel van God met Israel nie. Jesus Christus was die einddoel, die ware wingerdstok. En daarin lê daar ook vir ons die antwoord op die vraag, hoe bly ek in Christus? Want hierin kan Israel sien, maar ek is in Israel, want ek is gebore in die volk Israel. Ek bly in Israel, maak nie saak waar ek heen gaan nie. Dis deel van die mens. Jy word gebore in 'n huisgesin, jy word gebore in 'n volk. En terwyl die Here Jesus die grootste waarheid kom bekend maak, dat hy die ware wingerdstok is, kom ons by die beginsel uit van om in iets te bly. In iemand te bly. Jy is in jou volk. Nou moet jy in Christus wees. Bly in hom. Tog kan ons nie kies in wat se volk of wat se huisgesin ons gebore word. Die God bepaal dit. En die Here Jesus gaan ook hierin nog verder wanneer hy sê in vers 16, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra. Die werk van die wingerdstok, omdat julle moet vrugte dra en dat julle vrugte kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. En hier kom die mooi skuif, waar die Ou Testament Israel nie die vrugte opgelewer het nie. Sal die wat in Christus as lote van hom in die ware wingerdstok is, wel die vrugte oplewer wat die Vader van ons vra. By Christus is niks onedel of minderwaardig te vind nie. Maar by ons aardse mens baie. By ons aardse volke baie. Jesus Christus kom beliggaam as die ware Israel, as die ware gelowiges in hom. Hy as ware wingerdstok bring al sy gelowiges as lote in hom bymekaar, deur die geloof. Die ware Israel van die Nuwe Testament. En almal wat in Christus ingeplant is deur die geloof in hom, is daarom ook, soos wat Hebreërs verduidelik, die ware Israel. Wat 'n uitspraak. Ek is die ware wingerdstok. So moet ons in hom bly. Maar geliefdes, ons gevoel iets van die moderne liberale teologie, wat graag ook hierdie konsep sou wil gebruik om die grense tussen die aardse volke nou op te hef, om dit nou af te breek en te sê, sien daar, nie meer 'n verskeidenheid nie, maar net 'n eenheid in Christus. Nie meer volke onderskeiding of tussen mans en vrouens onderskeiding nie, net 'n eenheid in Christus. Dit is nie so eenvoudig nie. Christus, geloof in Christus, hef nie outomaties grense op nie. God wil volke tot redding bring. Daarom die hele konsep van die volk Israel. God wil volke tot redding bring. Daarom ook die opdrag in die Nuwe Testament, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen na al die nasies. Hulle is nie opgehef nie. Markus 13 vers 10, en die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Daar is dus niks is opgehef nie. God red volke in die individue wat tot redding kom. Uiteindelik sien ons in Matteus, verskoning in Openbaring 7 vers 9, nie 'n klomp individue wat voor God staan nie. Wat staan daar? Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale.
Hulle het gestaan voor die troon van die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Dis nie opgehef nie. Geestelike eenheid kanselleer nie natuurlike verskeidenheid nie. Daarom is ons versigtig vir dit, om te sê, omdat ons nou in Christus is ons uit ons volk uit. Dis nie waar nie. Jy moet oplet daarop. Natuurlike identiteit word nie uitgewis deur geloof nie. Geloof bring ons met ons hele natuurlike identiteit voor God. Want ons moet vrug dra. En dit verg van ons 'n natuurlike mens. In Christus is in die geloof by hom. Nou wat is die bewys dat ons in Christus bly? Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Geliefdes, wat is die bewys in die vrugte? Dis die werke vanuit die geloof wat die Here in ons harte werk. Die werke wat God die Vader as die landbouer aan sy wingerd vra, is die liefde. Die grootste onderskeid tussen dit wat jy is na jou natuurlike lewe waarin jy gebore word. Die grootste onderskeid is die liefde. Dit verander. Die liefde wat die Vader vir sy seun het en die seun vir sy Vader het, word ons ook nou by ingebring. Ook die lote moet hierdie liefde as die vrugte toon in ons lewens. Anders is ons in die verkeerde wingerdstok. Want ons vrugte wys in watter wingerdstok ons ingeënt is. Ons erken die bly in Christus aan die liefde van Christus deur my lewe. Vers 9, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad, bly in hierdie liefde van my. Waarom het die Ou Testament Israel so gefaal as wingerd? Hulle was liefdeloos teenoor mekaar. Hulle was liefdeloos. Hulle het wel 'n klomp wette onderhou. Hulle onderhou die 10 gebooie. Hulle onderhou die Ou Testamentiese wettisisme. Maar die wette was vir hulle reëls van veroordeling vir mekaar. Om mekaar daarmee af te breek. Nie op te bou nie. Die wette vra juis nie dat ons mekaar moet veroordeel nie. God sal dit doen die dag wanneer ons voor hom staan. Wanneer hy die lote gaan onderskei van dit wat syne is en dit wat nie syne is nie. Die bokke en die skape. Wat die wet van ons vra as mense op hierdie aarde, is dat ons vrugte van liefde aan mekaar sal bewys. Die wet vra liefde tot God en liefde tot ons naaste. Dis tog die samevatting van die wet. Hierop staan die wet. Vers 10 koppel mooi die liefde en die gebooie by mekaar. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. En hoe mooi sê hy dit in Hebreërs. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Met ander woorde, dit is nie wat ek verkeerd gedoen het teenoor jou wat maak het ek die wet breek nie. Maar wanneer ek ook nie die goeie doen nie, het ek nie in die liefde gehandel nie. Die liefde vra vrugte, nie om te sê wat ek nie gedoen het nie. Maar wat het ek gedoen? Doen aan ander soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. En die wet reël hierdie goed vir ons. Moet daarom nie die verkeerde aan die ander een doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Die bewaar van die gebooie van Christus en die bly in sy liefde is dieselfde ding. Dis die munt. Dis dieselfde, dis die twee kante van dieselfde munt.
om in hom te bly, is om hierdie liefde van Christus te lewe. Vers 12. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Geliefdes, hoe het Christus ons lief gehad? Hy het tussen ons en God die Vader se wraak gaan staan en ons straf op hom geneem. Hy het sy lewe kom aflê. Hoe lief het ons mekaar? Sy gebod sê, ons moet mekaar lief hê, net soos hy ons lief gehad het. En dan moet ons vir mekaar ook sê, die Here Jesus kom nie hier en gee 'n klomp ingewikkelde reeks gebooie en reëls en wette wat toegepas moet word nie. Slegs die gebod van die liefde, wat alles insluit. Ek sal niks teen my naaste doen nie. Ek sal nie my naaste benadeel nie. Ek sal die liefde van God uitleef. Soos die Here Jesus sê, soos ek julle lief gehad het. Gee die maat aan van die Christelike liefde. En ons kom nie hierby uit nie, ons weet dit. Die bly in Christus is om liefde as die vrug van die Gees uit te leef. Maar niemand kan hierdie liefde hê as Christus hulle nie uitgekies het en in hulle bly om hierdie liefde deur hulle te wys nie. Ons kan nie hierdie liefde demonstreer aan mekaar sonder dat Christus in ons is nie. Anders is dit 'n voorgee liefde, 'n mensgemaakte humanistiese liefde, van hoe nice kan ek met jou wees? Nee, dis 'n omgee liefde. Ons kan nie hierdie liefde hê as Christus dit nie vir ons gee nie. En hoe heerlik is dit, wanneer ons wel hierdie liefde toon, vind ons ook daarin die bewys dat Christus in ons bly. En dan het ons ook nodig om aanhoudend vrugte te dra. Om werklik goeie vrugte van ware liefde voort te bring, is nie ons idee van wat die liefde moet wees nie, maar God se idee van die liefde. En daarvoor moet ons aanhoudend bid. So baie maklik word Johannes 15 vers 7 uit konteks uitgehaal. Dat alles wat ek die Vader sal vra, sal hy vir my gee, en dan soek mense selfsugtige goed. Dis nie wat daar staan. Die Here Jesus is hier besig om vir hulle te leer hoe om in hom te bly. Jy moet die liefde van Christus uitleef. Met ander woorde, die objek van die gebed is nie my persoonlike behoeftes nie. Die objek van hierdie gebed is hoe om die liefde van God uit te leef in my lewe. Dis waarvoor ek hier vra in Johannes 15 vers 7. Alles as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Jy sal vir die Here kan vra, Here, help my om my man of my vrou of my kind lief te hê, en hy sal dit vir jou gee. Here, help ons as gemeente om mekaar lief te hê, en hy sal dit vir ons gee. Dis die vrug wat die Here wil hê, die liefde wat uitgeleef moet word, en as hy dit van ons eis, sal hy dit vir ons gee, as ons dit vir hom vra. Bly in Christus, en vra vir God, Here, help my om in hom te bly, deur dit te wys in my liefde. En wanneer ek voel dit droog op, Here, help my om te bid vir hierdie liefde in my lewe. So bly jy in Christus en Christus in jou. Ons kan slegs die ware vrugte van liefde oplewer in die ware wingerdstok. En ons weet nou om daar te bly. Ons weet nou wat dit beteken. En ons kan dit uitleef vir mekaar, ook as 'n volk, blanke Afrikaners onder mekaar. Maar wat sien ons? Haat, verwyte, veroordeling. Ons huwelike kry swaar. Ons kinders is eensaam. Mag die
Here vir ons die liefde in die hart gee, om 'n volk te wees vir hom, so wanneer ons ook voor sy troon gaan staan, ons ook kan sê, God het in my gebly as Afrikaner huisgesin, as mense wat die Here gedien het, omdat hy ons gekies het, en daarom staan ons ook voor sy troon, in die volk waarin hy ons gebore laat word, hier op aarde. Geliefdes, ek wil graag afsluit met Gesang 100, dat ons hom nie sing nie, maar hoor die woorde van Gesang 100 vers 1 en vers 4 en vers 5 wil ek net so lees. Laat my met u verenig lewe, u wat die ware wynstok is, u krag voortdurend my gegewe, behoed my van verderfenis, deurstroom, besiel en seën my, sodat ek waarlik vrugbaar kan bly. Vers 4. Laat dit weer klink in alle ore, herhaal dit Heer van uur tot uur. Wie buite my is, gaan verlore, die dorre rank is vir die vuur. Wil my al vaster aan u bind, hoe swakker ek myself bevind. Nee Heer, van u wil ek nie skei nie, u wat die ware wynstok is. Wanneer u liefde my nie lei nie, is ek 'n loot wat vrugloos is. Gee dat ek altyd vrugbaar bly en u verheerlik word in my. Kom ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, wat 'n heerlike voorreg om te leer uit die woord uit, wat u van ons vra. Here, ons is in hierdie wêreld in soveel liefdeloosheid vasgevang. Dit is so maklik, Here, om in die verwarring van hierdie wêreld die ware liefde te mis, op te gaan in 'n soort humanistiese gelykheid, wat geen blydskap en vrede bring nie, maar meer onenigheid en verdeeldheid. Die Satan is liefdeloos. Ja, Here, hy gebruik ons eie hartse sondes soos 'n wapen. En so raak ons al meer en meer teenoor mekaar aggressief. Ons smag na die liefde. Die liefde wat ons net kan vind uit die ware wingerdstok, Jesus Christus. Sodat ons die liefde kan leef teenoor mekaar. Ons bid daarom, soos wat u vir ons gesê het, bid daarvoor, vir die liefde in ons harte, vir elke man, vir elke vrou, vir elke kind, ons huisgesinne, vir ons volkere in Suid-Afrika, vir mekaar in ons werke, waar ons handel en wandel. Here, laat u liefde ons omstraal, omdat ons bly in Jesus Christus. En hou ons aan u, Here, want ons is swak en nietig. En ons kan baie maklik onsself bevind in 'n verkeerde wingerdstok van liefdeloosheid. Help ons hierin, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan afsluit deur te blaai na Gesang 264. Gesang 264, kom ons sing daar vers 1 en vers 2. Ons dank ons liefdes
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.